Goeienaand almal. Baie hartlik welkom vanaand by hierdie Paasangdiens. Wonderlik dat ons as 'n gemeente so saam kan juis die doel vanaand die Here se naam kan groot maak met die oog en die opbou tot en met ons Paasnaweek, Paasdiens wat bietjie voor lê later in hierdie tyd. Jy sal weet as die van julle wat dalk nie in ons gemeente is nie, wat dalk as gaste is hier vanaand, ons doen op die oomblik 'n tema wat ons preek, reeks wat gaan oor die 7 kruiswoorde. En ons het die laaste 2 Sondae al bietjie daarna gekyk. En ons gaan vanaand aan daarmee. En vanaand sin is die bekende woorde wat die Here gesê het, my God, waarom sal U my verlaat? Maar julle, ons gaan vanaand baie sing. Okay, so sien dit as 'n geleentheid om regtig die Here se naam groot te maak. Ons gaan onsself en leef jouself in die evangelie storie in. Dis baie belangrik, want ons gaan vanaand elemente van die evangelie, soos wat ons deur die erediens gaan verduidelik ook en naby stil staan. En ek wil regtig dankie sê vir Karike en haar span wat die hele program saamgestel het en alles ingedeel het. Dis nie sommer net kies 'n paar liedere en dan gaan ons nie. Daar's baie werk ingesit. So baie dankie ook byvoorbeeld Karike vir jou en jou span vir dit wat julle hier gedoen het vir ons. So dit gaan afwisselend wees. Jy sal sien alles gaan op die bord wees en verskyn. En julle moet asseblief vir my ook bid vanaand, want ek moet die skyfies doen, want alles is in een plek. Okay, so ek gaan die liedere ook aanskuif. Nou ek hoop ek hou daarby. As jy sien ek vergeet, herinner my. Maar daar's 'n rede hoekom ons dit doen. Kom ons begin saam te bid, en dan gaan ek die seën van die Here uitspreek, en dan begin ons direk daarmee met ons Paasangdiens. Hemelse Vader, ons wil vanaand vir U sê dankie dat ons as gemeente U naam kan groot maak. Ons waardeer dit dat ons kan saam wees en ons kom bid Vader dat U vanaand in elke liewe element van ons saam wees, dat U die eer sal kry, dat U die lof sal ontvang en Here met alles in ons wil ons vanaand kom sê ons wil U loof. Ons is by mekaar vanaand Here omdat elkeen van ons daai belydenis op sy lippe het dat Jesus is die Here. En daarom Vader, kan ons nie anders as om stil te bly nie. So hoor ons liedere vanaand Vader wat ons sing. Dankie dat U ons seën, dat U guns en goedheid by ons rus. Ons waardeer dit en ons is lief vir U. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Liewe gemeente, Lolai. Kom ons verklaar ons afhanklikheid van die Here. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle, liewe gemeente. Dit kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin en net die indeling doen vanaand vir wat ons oor gaan sing. Jy sal sien ons het die hele erediens vanaand ingedeel in 4 afdelings. Ons gaan begin deur te sing oor God se heiligheid, oor ons verlorenheid, ons verlossing en ons dankbaarheid. En ons gaan by elkeen van hulle gaan ons 'n bietjie stil staan en ek wil juist vir die kinders wat vanaand hier is, ook in hulle taal verduidelik. Maar julle sal weet dat ons staan in 'n verhouding met die Here. Hy het ons gemaak. Maar wie is hierdie God wat ons in glo? Hy's drie-enig. Maar as jy aan die kleur goud dink, dan dink jy moes aan helder, nee, aan skyn. En dit is eienskappe van God. God is heilig. Hy is rein, skoon kan ons sê. Van die eienskappe wat hy alleen deel is, hy is almagtig. Hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is absoluut in beheer. Hy bestuur alles en onderhou alles. Hy's anders as enige iets anders wat al ooit bestaan het. Enigiets. Hy's majesteit. In Jesaja 6 dan skree die profeet uit, hy's heilig, heilig, heilig. En daar's nog baie ander wat ons kan opnoem. En daar's juist Jesaja 6 vers 3, as die profeet daar in die troonsaal van God instap, dan hoor hy hoe sing hulle, heilig, 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 is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Liewe gemeente, kom ons gaan vanaand, sal nou staan, en dan kom ons sing, net in hierdie begin,
van God se heiligheid en sy almag en ons bring aan hom die eer net vir wie hy is. Kom ons staan en dan sing ons saam.
Ons het gesing van God se heiligheid en wie hy is in hierdie liedere. Maar die tweede gedeelte van vanaand is 'n stukkie baie hartseer. En kinders, wil julle moet dit net weer hoor, maar Adam en Eva het besluit om die lewe op hulle eie terme te leef. En vir God gesê, Here, ons weet U wil hê ons moet so leef, maar ons dink om so te leef is beter. En deur daai besluit het sonde in die wêreld gekom, deurdat ons nou kan kies tussen goed en kwaad. So ons natuur het sleg geword en kyk hierdie skeiding wat nou gebeur. God is heilig, hy's rein, ons het daarvan gesing nou. Maar sonde maak dat ek onrein is. En reinheid en onreinheid kan nie in dieselfde kamer wees nie. En dis hoekom God Adam en Eva uit die tuin van Eden gestuur het en gesê het, ons kan nie meer in die oorspronklike skepingsdoel kan ons nie meer wees nie. En ons almal doen sonde. Ek dink as jy vandag hier so sit en dis iets wat mense nie vandag wil hoor nie. Ons steel, ons vloek, ons is baie keer ongehoorsaam. Ons bely as ons die doopformulier doen dat ons in sonde ontvang en gebore is. En hierso kan jy sien in daai prentjie is dat sonde verwyder ons eenvoudig net van God. Nee, daar's 'n skeiding tussen ons en dis baie hartseer. En daar in Romeine 3 staan presies dit dat almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Ek dink is 'n oomblik wat ons net kan hartseer wees ook hieroor. Oor dit wat gebeur het. So God se absolute heiligheid staan teenoor ons absolute sondigheid. En in hierdie volgende gedeelte, volgende hoofstuk van ons erediens vanaand, kom ons sing van ons verlorenheid, en ek weet mense wil nie sing oor jou verlorenheid nie, dit klink vreemd, maar kom ons bely dit ook voor die Here, met 2 of 3 liedere, wat dit baie mooi uitbeeld, van ons verlorenheid. En kom ons dink bietjie na oor ons eie lewe, as ons dit sing. En net 'n kantnota, as daar aan die begin van die lied staan, dan staan ons. En as dit aan die einde van die lied staan, dan sing ons eers die versie klaar, dan gaan sit ons. Okay. So kom ons sit en kom ons sing oor ons verlorenheid. En kom ons bely dit voor die Here.
Die liedere in die psalms, of die melodieë wat die psalms baie keer gepaard gaan, moet iets in jou hart wakker maak van hierdie verlorenheid. En dit is presies wat hierdie wysies gedoen het ook. En ek dink imagine die lewe het gestop by hierdie laaste vers. Ek voel die brandpyn van my wonde. Nee, Dawid het oortree, hy het oorspel gepleeg met Batseba en die profeet sê vir hom, maar jy is die man. Nee, jy het sonde gedoen. En nou skryf hy Psalm 51 en hy sê, maar ek voel die brandpyn van my wonde. Imagine die lewe het hier gestop vir ons. Met hierdie tipe melodieë in ons agterkop. Maar dank die Vader, dis nie waar dit stop nie. Julle, ons kinders, ons aanbid 'n God wat genadig is en wat 'n plan gemaak het om ons te red van ons sonde verlorenheid. Wat maak dat hierdie melodie en hierdie brandpyn van wonde nie meer deel is van ons lewe nie. En julle ken die storie. En dis hoekom ons aan rooi dink, né? Onthou nou, ons begin met goud. God se heiligheid, ons het toegegaan na swart toe, wat hierdie verlorenheid uit die sonde, maar rooi staan vir die Here Jesus se bloed wat gevloei het, nê, aan die kruis, en dis juis waartoe ons beweeg nou met Paasfees ook, is om te sê, God het ons nie net gelos daar nie. Hy het iets gedoen daaraan, hy wil ons weer in 'n verhouding met hom bring, en dis presies wat Paasfees doen. Jesus het gekom aarde toe as die finale en perfekte offer. Hy het ons sonde op hom geneem, ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk in diepte. Hy het jou straf gedra. Nee, God se wraak, sy kwaad was op Jesus en sy dood is genoeg. Dis waartoe ons beweeg met Paasfees. En Romeine 3 sê dit so mooi. En nou gaan julle hoor ook in die liedere wat ons gaan sing, dat daar's iets van vryspraak, nee, want God staan in Romeine 3, God spreek hulle vry omdat hy baie goed is vir hulle. Omdat Christus Jesus hulle vrygemaak het. God het vir Christus laat sterf. Dit is die offer waarmee God die sonde versoen van die mense wat in Christus glo. So julle, dit eindig nie daar nie, nee. Christus het gekom en hy is die brug tussen ons wat verlore was en God wat lewe is. En as dit nie vir hom was nie, was dit die toestand waarin ons was. Maar Christus is die brug, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, niemand kan na die Vader toe kom behalwe deur my nie. So as jy glo, in Romeine staan dit, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en in jou hart glo, dat hy uit die dood het opgestaan het, sal jy gered word. Is daai lewe met God jou toekoms? En hierdie volgende paar liedere, ons het dit opgedeel in 2 afdelings, is sing van hierdie verlossing van die Here. En ons gaan waarskynlik bietjie ergens staan weer, kyk uit daarvoor, en in die middel gaan ons breek vir die preekgedeelte van vanaand. Maar dit wat ons vanaand doen is jou storie, is God se storie met jou. En ek wil hê jy moet dit toeëien ook in hierdie sang en die Here Jesus omhels in geloof as ons hierdie volgende paar liedere sing wat net sê, ag Here, dankie vir wat U gedoen het en ons sing van wat hy kom doen het. So kom ons sing en juig saam oor ons verlossing in Jesus Christus.
Volgende lied gaan ons as gebed doen en ons gaan 3 verse sing. Nou elke keer wat ons 'n vers sing, dan gaan ek vir ons voorgaan in gebed en dan sing ons weer dieselfde lied, dan gaan ons weer bid en dan sing ons weer dieselfde vers, gaan ons weer bid. En dan daarna gaan daar geleentheid wees vir 'n oomblik se stil gebed waar ons regtig uit ons harte uit net vir die Here dankie sê vir wat hy vir ons kom doen het en vir wie hy is. Vir 'n oomblik dan gaan ons in die preek ingaan. So kom ons sing hierdie lied. Hemelse Vader, baie dankie dat U ook aan my gedink het. Toe U daai pad gestap het en gewillig en gehoorsaam aan die Vader, die pad gestap het om ons te versoen met die Vader. Here, en die rede hoekom U aan ons gedink het, is juis omdat ons so baie keer reg in ons eie hande wil neem. Die lewe op ons eie terme wil leef. En partykeer sommer net ongehoorsaam is. En daarom het U aan my gedink. U sê vir ons in die woord, toe ons nog vyande was, het U juis op die bestemde tyd vir ons gesterf. En Vader, dankie dat U aan my gedink het. Wat 'n wonderwerk is dit nie, dat U juis aan ons gedink het. En Vader, ons gemeente word gekonfronteer in hierdie paar weke juis met daai kruiswoorde wat U gesê het. En ons sien U liefde vir ander mense. Juis as U daar in die kruis gehang het, toe U gesê het, dit is jou moeder. Vader, ons sien U menslikheid, toe U gesê het, ek is dors. Ons sien U karakter, toe U gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, ons weet dat U absoluut verlate was, toe U gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Here, en ons sê dankie dat U in daai oomblik ook U hoof gesak het, met die laaste uitroep, dit is volbring. Want dit is volbring, dis afgehandel, die prys is betaal. Ons is vry, Vader, ons is so vry. En Vader, wil U ons lei om juis in hierdie vryheid goeie keuses te maak.
met die vryheid wat U vir ons gegee het. 'n Vryheid wat U sal eer, en dat daar nie meer die bande van sonde om ons is nie. En daai dood wat ons voorland was nie, maar ons is vry in Christus. En mag ons in hierdie vryheid leef nou en vir altyd. Met die kruiswoorde was een van die woorde wat ons Here Jesus aan die kruis gesê het, is my God, waarom het U my verlaat? En ons gaan 'n bietjie in diepte nou daarna kyk en ons saam wees vanaand. Net 'n paar punte net van daai sinnetjie, my God, waarom het U my verlaat? Kom ons kyk die konteks. Jana gaan vir ons Matteus 27 vers 45 tot 50 lees en dan kyk ons net na wat was die bedoeling met daai sinnetjie, my God, waarom het U my verlaat? Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn, en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. En dan wat daarna gebeur is die voorhangsels keer, mense staan aan die dood uit op, en van die tekens en die offisier wat sê, hierdie man was werklik die seun van God. Nou as jy die woordjie verlate hoor, wat kom in jou gedagtes op? Wat is daai prentjie? Dink net enigstens menslik. Ons net 'n prentjie kry van verlate. Kom ons hoor bietjie. Wat 'n prentjie kry jy? Ek het 'n paar voorbeelde. Gryling. So iemand verlaat jou. Okay, jy's alleen. Okay, jy's alleen en verlate. Dis 'n mooi prentjie. Nog prentjies. Wat 'n prentjie kom in jou kop op as jy die woord verlate hoor? Asseblief. Anton? 'n Woestyn. Nee, dink aan Namibië. As die groot trek plaasvind in Junie maand, almal gaan Namibië toe. Woestyn, heeltemal reg. Nog 'n prentjie.
Sê ek weer? By die see. Mense wat alleen voel gaan loop by die see, dis reg. Baie mooi. Wat nog? Nog iemand? Daar agter, jy's. As mens jy's verlore as jy verlate is. Wonderlik. Kyk 'n bietjie hierdie prentjie. Ons het onlangs lekker rondgery op 'n plaaspaaie en dan dink jy aan 'n huis, nê, 'n plaashuis wat nie meer bewoon is nie, is verlate. Ons het nou Sososvlei genoem, nê, of Kolmanskop, daar's 'n huis daar, of 'n kind, nê, wat net heeltemal verlate en alleen is. Dis sommer net prentjies wat ons dink as ons dink aan verlate. Maar kom ons kyk in hierdie net na 3 dinge vanaand saam. Ons kyk net na die woordjie my God. Daar's baie daar te sê. Ons kyk na verlaat en ons kyk die hoekom, nê. My God, verlaat en hoekom. Net die drie punte gaan ons kortliks na kyk. Nou, ons lees vooraf daar was 3 ure donkerte gewees. En donkerte is 'n tyd waarin dit is nogal oordeel, nê. Dink aan Eksodus met die pla, nê. Donkerte is 'n tyd van oordeel. Maar deur Eli lema sabachthani te sê, is Jesus eintlik besig om hierso te sê, luister, dit wat jy hierso sien, is die Messias wat nog altyd beloof word. Psalm 22 vers 1 begin Dawid met my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? En weet julle sal nie glo nie, maar as jy Psalm 22 gaan lees, dan kom jy agter, maar Psalm 22 praat oor teregstelling, nee, die Engelse woord is execution. Maar Dawid was nooit ge-execute nie, nee, so Psalm 22 is 'n messiaanse psalm en dit sê vorentoe en sê dit praat van die Messias, van wat hy gaan kom doen. En hier kom dit in vervulling in Psalm 22. Sien ons dit baie mooi. Psalm 22 gaan in vervulling. Hy sê ek is die Messias. Dis die eerste punt by hierdie ene. Maar daar's ook 'n ander draai of 'n ander wending wat ek wil hê jy moet raak sien hierso. Dink 'n bietjie terug aan die kere wat Jesus gebid of gepraat het met die Vader. Wat se taal het hy gebruik altyd? Hy sal byvoorbeeld sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dink aan Getsemane. Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Dink aan die Onse Vader, nê, ons Vader wat in die hemel is, nê. Klomp voorbeelde van Jesus wat praat. En nou moet jy verstaan, kinders, om die effek van verlaat te verstaan, moet jy verstaan dat Jesus die Seun en die Vader van alle ewigheid af nog in 'n perfekte, intieme verhouding leef saam met die Heilige Gees. Ons noem dit die drie-eenheid. En wanneer jy die woord Vader hoor en Jesus praat met sy Vader, dan is dit nogals intieme taal wat jy hoor. Dit druk uit oor hierdie perfekte, volmaakte verhouding wat die Vader van alle ewigheid af met die Seun het. Maar as Jesus hierso in hierdie een kruiswoord sê, my God, dan is dit bietjie van verbondstaal, waar God gesê het, ek sal vir jou 'n God wees en jy sal my volk wees, maar hier sê Jesus, maar my verbondsgod verlaat my nou, nee, so dit dui op afstand. Dis asof die Vader, kan ons sê, sy rug op Jesus hierso draai. As jy mooi gaan dink, dan beteken verlaat in hierdie opsig, en ek gaan dit nou vir ons lees, maar ek wil net nou sê, dit wat Jesus beleef, as die Vader sy rug op Jesus draai, is to desert or forsake a person and thus leave that individual uncared for. Dis wat Jesus hierso beleef het. So my God, dui op nommer 1, sê dit vir ons iets van God wat sy rug draai. Daar's afstand. Iets van daai intimiteit is hierso vir 'n oomblik stikkend. En dit bring ons by die hele gedagte oor verlaat. Hoekom het die Vader sy Seun verlaat? Hoekom het hy sy rug op hom gedraai? En hierso is net 'n paar dinge. Nommer 1 is, Jesus moet alleen hierdie pad stap.
Ons het nou gesê, hy was die perfekte offer, hy's die ideale, daar's nie 'n ander een wat kwalifiseer as Jesus Christus om hierdie pad te stap nie, maar hy moet dit alleen stap, want hy moet die sonde alleen dra. In Romeine 6 vers 23, dan staan daar, die loon vir die sonde is die dood, en wat hier gebeur is, Jesus is besig om te betaal vir daai sonde. Van alle ewigheid af, dit wat Adam gedoen het, Eva regdeur tot alle mense se sonde, tot aan die einde van tot Jesus Christus terugkom, het hy die prys betaal, en is hy deserved of forsake and uncared for. En hoekom dit hy is wat kwalifiseer is, Romeine sê vir ons, dat deur een mens, Adam en Eva, het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood. Met ander woorde, die sonde bring die dood voor, ons sal vir ewig in dood leef, ons het daarvan gesing nou. En so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Okay. Dis hoekom hy alleen hierdie pad moes stap, want Romeine 5 vers 18 sê, soos een oortreding gelei tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. So Jesus is besig om hier, in hierdie oomblik, wat hy aan die kruis hang, is hy nie eenvoudig besig om gehoorsaam te wees aan die Vader. En hy beleef hierdie afstand, want hy's besig om vir ons plek te maak. Hy's besig om dit wat God hom voorgestuur het om te soek en te red die wat verlore is, hy's juist besig om daai handeling van gehoorsaamheid toe te pas. En hier is die ding wat jy moet besef, dat as Jesus sê, my God, waarom het U my verlaat? Kan ons die volgende sê, het op daai oomblik, het alle hel op hom losgebars. Kyk, wil jy moet dink aan daai prentjie. Ons kan ook sê, die enigste mens wat al ooit God verlate was, is hy. Want die definisie, of 'n definisie van hel is die afwesigheid van God. Die afwesigheid van die Vader. Dis wat hel gaan wees, is om nie God se karakter, wie hy is, sy lig, sy lewe, sy goedheid te kan ervaar nie, is om uitgesluit te wees daarvan. En dit is wat Jesus beleef het daai dag. Hy was uitgesluit uit dit van wie God is. En ons kan sê, dis hel. Dis hoekom ons sê, hy het die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan. Hy het dit ervaar. Dit het op hom afgekom op daai oomblik. Want hy het die sonde van die wêreld gedra op daai oomblik. Al die sonde, soos ons gesê het. En weer eens, Jesaja 53 het dit geprofeteer en gesê, maar dis wat die Messias gaan doen oor ons oortreding. Jy kan jou naam daar sit, oor my oortreding is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So op daai oomblik wat, onthou nou, ons kan sê daar het 'n ruiling plaasgevind. En ek dink dit beskryf dit so mooi. God en Christus was in 'n perfekte verhouding met mekaar nog altyd. Ons kan sê sy verhouding met die Vader was reg, om dit nou in 'n baie eenvoudige taal te sê. So daar in hierdie oomblik wat Jesus aan die kruis hang en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Het daar 'n ruiling plaasgevind. My sonde het op hom gekom en sy regwees met die Vader, sy regverdigheid het op my gekom. So as Jesus van alle ewigheid af met die Vader een was en reg met die Vader was, het ons nou dit gekry omdat daar 'n uitreiling was. En dis hoekom wanneer jy glo, wanneer die Heilige Gees geloof in jou wek, sê ons jy leef nou reeds vir ewig, want jy is reg met die Vader, jy's reg met God. Daar's nie meer 'n dood, 'n tweede dood wat voorlê nie. Nee, so kinders, hierdie uitreiling was so belangrik dat dit wat wie jy is, in sondeontvanging gebore, dit alles, elke liewe mens wat nog ooit geleef het op hierdie aardbol, se pakkie sonde het op Jesus neergekom en Jesus se regwees met die Vader het op jou gekom.
En dit is opvallend in hierdie woorde, dat Jesus nie sê, my voete nie. Want daar was spykers deur. Of gesê het, my hande, want daar was spykers deur. Of gesê het, my kop, want daar was 'n doringkrans ingedruk. Of, my vriende, of my ma, of wat ook al nie. En ek wil dit vir jou lees, so, dit sien nou hier die fisiese wat saak maak, daar's 'n groter verlies, wat ons ervaar het, 'n groot seer, en dit is om liefde te verloor. Nee, daar's 'n groot issue wat aangeraak moet word, en Jesus word vir daai oomblik verlaat deur sy Vader. Want ons is gemaak om in die Vader se teenwoordigheid te wees, en Jesus word hier uitgesluit, met hierdie woorde. Ek wil hê met hierdie prentjie kry, van hoe verlate lyk, as Christus sê, my God, waarom moet U my verlaat? Met ander woorde, dis nie die fisiese dinge wat vir hom 'n verlies was nie, dit was sy verhouding met die Vader, wat 'n verlies was. Soos my sê, my God, waarom het U my verlaat? Nee, dit wat die sterkste is, wat vir ons die belangrikste is 'n liefdevolle verhouding met die Vader. Ons het dit verloor, hy het dit verloor, sodat ons dit kan kry. En dis hoekom 2 Korintiërs 5, vers 1 so mooi sê. Nee, en dan nou, Jesus het verlatenheid beleef, hy is deur God verlaat, in my plek as sondaar behandel, sodat ek nie meer deur God verlaat sal word nie. En hierso is dit, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek, jy kan weer eens jou naam daar sit, in my plek, as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God, vrygespreek kan wees. Van wat? Van ons sondeverlorenheid. Goed, u ken dit, maar dit is so mooi om dit te sien. En dit bring ons by die hoekom. Hoekom? Die hoekom, wat beteken dit vir ons, vir my en vir jou? Hoekom het Jesus vir God verlaat? Nommer 1, hy het hom verlaat, sodat ons nooit weer deur God verlaat sal word. Nooit. Hy het hom verlaat, want sodat ons verhouding met die Vader herstel en seker is. Herstel, uitreiling het plaasgevind, dis vas en seker. Maar ek wil ook vir jou sê, hier is 'n ongelooflike groot troos hierin, vir elke liewe gelowige, wat hierdie sinnetjie hoor, my God, waarom het U my verlaat? En die troos is, dat God sal ons nooit verlaat nie. Nie eens in ons diepste nood nie, ook nie as dit voel, of alles in mekaar stort nie. Nooit. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Die belofte dat hy ons nie sal verlaat nie, sal vir altyd en vir altyd daar bly. En dit bring ons by Hebreërs 13 vers 5. Laaste 2 sinne. Kyk wat sê die Here hierso. Hy sê prakties deel hy nou met ons hoe ons moet leef. Hy sê hou julle lewe vry van geldgierigheid. Nee, selfs in ons konteks waar geld baie keer 'n groot ding is. Wees tevrede met wat jy het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? In my navorsing het ek afgekom op 'n sê ding van Elizabeth Browning. Sy is blykbaar 'n bekende digter. Kyk gou hoe mooi sê sy hierdie. Sy sê, yeah, once Emmanuel's often cry. Often, want hy was deur God verlaat. His universe have shaken. It went up single echoless. My God, I am forsaken. It went up from the holy's lips amid his lost creation, that of the lost. No one should use those words of desolation. En hoe mooi is dit? En hoe waar is dit nie vir jou nie? Jy wat hier sit vandag as gelowige, dat jy moet weet en laat dit vir ons 'n troos wees. As jy in 'n siekbed lê, as jy 'n goeie vriend of 'n goeie familielid jou teleurstel, as jy angstig is oor die toekoms of onseker is, as jy alleen voel vir geen rede nie, sê die Here daar, ek sê nooit verlaat nie. Want hy's tasbaar besig om by jou te wees en jou omstandighede te gebruik vir sy eer en vir jou eie geloof. So liewe gelowige, ek wil vir jou vanaand wil ons net hierdie ding vasmaak. Jesus het alles gehad. Ons was verlore. Hoekom het hy kruis toe gegaan en is hy deur God verlaat? Hy het dit gedoen, gewillig, om ons te kry. So as jy weer dink aan hierdie woorde, my God, nou weet jy, dit was vir jou.
vir niemand anders. En nou weet ons wat dit beteken. Die Here het geweet, maar jy's herinner en ek self as 'n getuienis is vanaand net weer ten diepste herinner aan wat die Here vir my gedoen het en ek het 'n oomblik toe ons hier gesing het, net besef dat mense so maklik afdwaal van die Here af. En dat jou fokus wegraak en in daai oomblik, daai een Engelse lied toe besef 'n mens wat is belangrik en hy is die kroon. Hy moet die kroon van ons lewe wees. Maar kom ons sing en juig verder saam oor ons verlossing in Jesus Christus met nog 'n paar liedere en dan gaan ons net aan die einde gesels oor dankbaarheid.
Ons Here Jesus is nie net dood nie, maar hy het ook opgestaan, soos ons nou gesing het. En wat nou? Wat nou? Wat is nou die ding wat in ons lewe, in jou lewe moet gebeur? Wat is jou storie nou verder van geel na swart na rooi? Is natuurlik wit en groen. En nou staan daar in Romeine 12. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Hier is die ding nou, gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Met ander woorde, nou is daar 'n wedergee. God het homself vir ons gegee, nou gee ons onsself vir die Here. Maar ook het ons sy gees ontvang. En dit is nou die tyd van die kerk, nee, hy het sy gees uitgestuur. Pinkster is na Paasfees. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die gees, want die gees van God woon in julle. En nou is die bedoeling dat ons in hierdie tyd wat ons op aarde is, die Here verheerlik deur te groei in jou verhouding met die Here, deur aan sy beeld gelyk te word. En Efesiërs 4:15 sê, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof. Ek wil jou aanmoedig vanaand, want nou is dis die laaste gedeelte. Die ensemble gaan sing en daar's nog 2 of 3 liedere. Dan gaan ons saam eet en lekker gesellig verkeer. Is hoe lyk jou geloofslewe? Groei dit? Kies jy vir die gees of vir die vlees?
En hierdie laaste gedeelte wil ons nie net motiveer nie, maar wil ons leer en te sê, maar kom ons groei, kom ons leef met 'n geesvervulde lewe. So kom ons sing saam oor ons dankbaarheid.
gemeente, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Ons kan maar sit. Liewe gemeente, baie dankie. Kom ons, is moeilik om seker dit te doen, maar hier het regtig 'n musiekspan ons gedien vanaand, dat ons regtig die storie, God se storie met jou kan ervaar en beleef en dit sing en dit uitverklaar. So, kom ons gee vir hulle 'n hande klap. Ek dink dis great. Maar so, dit was nou die siel gedeelte. Nou kom ons by die soep gedeelte. Nee, en die soep bedoel ek nie van sop eet vanaand nie, maar die gemeenskap van gelowiges gedeelte. Kom ons gaan vier ons kerk wees. Daar's hot cross buns, okay? Wat sê jy Afrikaans weer? Paasbolletjie. Paasbolletjies. Ek sien ook nou deesdae wat kos dit in die winkels. So geniet dit vanaand. En daar's koffie en tee. Baie dankie. Heerlike aand verder.